Here, dankie vir hierdie wonderlike dag. Dag wat deur U gemaak is. 'n Dag wat gevul is met U seëninge, met U reën. Dankie vir hierdie reën wat val hier buite wat ons so nodig het. Ons kom vanoggend na U toe in die naam van die Seun, die Here Jesus Christus, en ons eer U vir die seën. En Vader, terwyl ons U loof vir hierdie reën, dink ons ook aan die wat die reën nie so ervaar nie, wat dalk nie beskerming het teen die reën nie, wat skade ly. Ons kom dra hulle so aan U op en ons bid vir U beskerming toe oor hulle. Ons vra dat U hulle ook sal toemaak, dat U hulle ook so sal beskerm. En Vader, ons kom dra elkeen van ons geliefdes aan U op. Ons kom bid so vir U beskerming vir ons geliefdes, ons grondgebied en ons finansies, en ons bid U beskerming toe daaroor. Ons vra dat U dit also sal toevou met U liefde. Dat U voor ons sal uitgaan en agter ons sal inkom. Dat U ons op die paaie sal lei wat U wil hê ons moet loop. En Vader, so dikwels steek ons vas, want ons weet nie of ons moet links of regs nie. Ek vra net dat U vir ons so sal wys, dat U vir ons duidelik sal wys wat se besluite ons moet neem, maar ook wanneer ons moet neem. Dat ons tydsberekening reg is en dit wat U vir ons wil leer. Ons kom bid vanoggend vir ons kerke in hierdie vallei, Vader. Ons kom bid vir elkeen wat daar sit wat moet uitgaan om iemand anders aan te raak, om U liefde te dra. Het sy met 'n woord, met 'n aksie, met 'n drukkie, net om U liefde uit te dra na iemand toe wat vandag nie by 'n kerkdiens is nie. Ons vra dat U vir elkeen so die vrymoedigheid sal gee om tot aksie oor te gaan, om U liefde uit te dra, om U lig te vat waar hulle ook al gaan en U woorde te spreek. Dankie Vader vir die woord waarmee ons besig is. Dankie dat ons U woord kan bestudeer. Dat ons met die skrifte kan besig wees en vir U openbarings daarin. Ek bid dat U woord deel van ons sal maak, dat U woord lewend in ons sal maak, dat U woord vir ons sal oopbreek en dat dit van krag tot krag in ons sal gaan. Dat ons U woord sal leef op aarde, Vader. Dat U woord nie net kopkennis vir ons sal wees nie, maar dat dit uit ons binneste sal vloei. Ek bid dit so in Jesus se naam. Amen. Julle kan hoor agter. OK, die gedeelte waarby ons nou gaan oor die geregtigheid. Die geregtigheid wat deur geloof kom en nie deur werke kom nie. Vandag weet ons dit. Ons weet dat dit als oor geloof gaan en tog raak ons soms so besig met die dinge van God dat ons nie by die liefde van God uitkom nie. Hierdie liefde wat dikwels gespel word as TID of tyd. Kom ons lees wat Paulus daarvan sê vanaf hoofstuk 9 vers 40 tot hoofstuk 10 vers 4. Wat is nou ons gevolgtrekking? Dit, heidene het nie God se vryspraak gesoek nie, maar dit wel gekry. Die vryspraak deur die geloof. Israel daarenteen het 'n wet gesoek waardeur hulle God se vryspraak sou kon kry. Israel daarenteen het 'n wet gesoek waar hulle God se vryspraak sou kon kry. Maar by so 'n wet het hulle nie uitgekom nie. Waarom kon hulle nie die vryspraak kry nie? Omdat hulle nie op geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. Hulle het oor die struikelblok gestruikel, waarvan daar geskrywe staan: Ek sit in Sion 'n klip neer, waaroor 'n mens struikel, 'n rots waarteen jy jou stamp, maar wie in hom glo, sal nie teleurgestel word nie. En dan hoofstuk 10, broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is, dat hulle gered word.
want hy kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo vrygespreek kan word. In vers 30 tot 31 sien ons dat die heidene hierdie geregtigheid deur geloof verkry het. Dit terwyl die Jode dit nie ontvang het nie. Paulus wys dan op die kontras tussen die Jode en die heidene. Die heidene het nie vryspraak of geregtigheid gesoek nie. Die Jode het dit wel gesoek. Maar die padkaart of dan vandag die selfoon toepassing wat hulle gebruik het om daarby uit te kom, was die wet. Jy sien, hulle het by die padkaart die wet vasgehaak en geweier om na die GPS of verder na Google Maps na die nuwe verbond te beweeg. Hulle het geweier om hierdie aanpassing in hulle geloof te maak. Jesus sê vir hulle, ek is die weg, maar hulle bly vashou aan die wet. In hoofstuk 1 vers 18 tot 32 het ons gesien dat die Jode, dat die heidene nooit vryspraak by God gesoek het nie. Aan die ander kant het ons die Jode. Hulle het dit gesoek en wat hulle gesoek het kan letterlik vertaal word as die wet van geregtigheid. Dit verwys dan na die regulasies van die wet wat lei tot 'n lewe van geregverdigheid voor God. Die beeld waarin dit gekoppel word is die van 'n atleet wat hardloop om die wedloop te wen. Hierdie is egter 'n wedloop van werke. In Romeine 2 en 3 het Paulus duidelik gewys dat die heidene nie regverdigheid en vryspraak van God gesoek het nie. Dit terwyl die Jode aktief besig was om dit deur die wet te soek. Die heidene kry dan hulle geregtigheid en vryspraak van God, terwyl die Jode dit nie behaal nie. Hulle glo dat die wet die pad na regverdigheid beloof, maar ons sien in vers 4 van hoofstuk 10 dat die wet tot 'n einde gekom het toe die Messias Jesus verskyn het. Met die koms van Jesus is die enigste weg tot geregtigheid om in geloof na Jesus te draai en om hom aan te neem. Ons het gesien hoe dit die hooftema was van hoofstukke 4 tot 7. Die enigste manier om dan regverdig voor God te wees en vryspraak te ontvang, is om in geloof na Jesus toe te draai. Onderhouding van die wet en hoë etiese en morele standaarde gaan jou nie daar kry nie, slegs vryspraak deur die bloed van Jesus. Aangesien vryspraak nou deur geloof is, maak dit nie meer saak wie glo nie, net dat hulle wel glo. Daarom het die Jode nie meer 'n voordeel hierin oor die heidene nie. In vers 32 en 33 bring Paulus die idee in van 'n struikelblok. Hy begin weer met die vraag, waarom kon die Jode nie vryspraak kry nie? Sy antwoord hierop bevat baie van wat hy in hoofstuk 4 tot 8 geskryf het. Die feit dat Israel regverdigheid voor God gesoek het deur werke en nie geloof nie. In Romeine 4 vers 2 en 6 lees ons, as Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy 'n rede gehad om te roem, maar nie by God nie. So sê ook Dawid, dat 'n mens geseënd is wat deur God vrygespreek word buite wetsonderhouding. Die fout wat hulle dan maak, is om nie geregtigheid te soek nie. Die fout wat hulle dan maak, is nie om geregtigheid te soek nie, maar eerder oor hoe hulle dit soek. Dit is nie verkeerd om die wet na te streef nie, maar dit is wel verkeerd om dit te doen om by redding uit te kom, of om redding te behou. Die Jode het egter God se Messias verwerp, en die redding wat slegs deur geloof beskikbaar is, word ook dan so verwerp. Paulus gebruik dan soos Jesaja die beeldspraak van 'n klip, of dan die hoeksteen
waaroor Israel struikel. In Jesaja 8 vers 14 lees ons: And he will become a sanctuary and a stone of offense and a rock of stumbling to both houses of Israel, a trap and a snare to the inhabitants of Israel. Jesaja is hier besig om die gevaar wat uit Assirië kom te beskryf. Die eerste gedeelte van Paulus se vers kom uit hierdie gedeelte. Dit is waar God vir Israel waarsku oor die oordeel wat kom. Nou lees ons Jesaja 26 vers 16. So sê die Here my God, ek gaan in Sion 'n klip neersit, 'n uitgesoekte klip, 'n hoekklip wat fondament aan fondament sal sluit. Wie op my vertrou, hoef nie te vlug nie. Die tweede gedeelte van Paulus se aanhaling kom uit hierdie vers. God sal sy mense red. Hy gaan dit doen deur hierdie uitgesoekte klip, 'n hoeksteen, deur die Messias. Paulus gebruik die woord struikel, wat nie beteken dat hulle in sonde verval nie, maar dat hulle aanstoot geneem het, soos ons sien in 1 Petrus 2 vers 7 tot 8. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde: die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword, en 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Hierdie struikeling lei dan tot God se oordeel. Sommige wil vandag voorgee dat hierdie struikelblok die Torah is, maar dit is duidelik dat dit die Messias, Christus Jesus is. In Markus 12 vers 10 tot 11 lees ons: Julle het tog al in die skrif gelees, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Handelinge 4 vers 11. Hy is die klip wat deur julle, die bouers, afgekeur is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Jode van die eerste eeu het verstaan dat die gedeeltes oor die hoeksteen messiaans was. Die aanhaling uit Jesaja is egter nie net messiaans nie, maar praat ook van oordeel en van vernietiging. Die wat die Messias verwerp, struikel oor die hoeksteen, en die hoeksteen val op hulle en vernietig hulle. Die vroeë kerk het hierdie beeld gebruik om te beskryf hoe die groter deel van Israel gestruikel het en vernietig word as gevolg van hulle ongeloof in die Messias. Die Jode wat dan weier om hierdie hoeksteen, die Messias, te aanvaar, vir hulle word hy 'n struikelblok en val op hulle. Vir die wat hom aanneem en glo, aan hom sal regverdig staan by die laaste oordeel. Dit bring ons dan by die einde van hoofstuk 9. Kom ons lees vers 1 van hoofstuk 10. Broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word. Paulus is besorg oor sy volksgenote. Ja, sy bediening is onder die heidene nasies, maar hy het nie van Israel vergeet nie. Hy vind geen vreugde daarin om die oordeel wat oor hulle kom te skryf nie, want hy is kom ek reset net. Hy vind geen vreugde daarin om oor die oordeel wat oor hulle kom te skryf nie, want wat hy eintlik nastreef is dat elkeen van hulle gered sal word. Vir wat ons het as 'n hartewens gebruik hy die woord eudika. Die fokus van die woord is op die welwillendheid en guns wat lei tot die hartsbegeerte. Hierdie begeerte van Paulus kom van sy diepste menswees
uit sy hart uit. Paulus het seer weens hul vyandigheid teenoor die Messias en sy hartsbegeerte is dat hulle saam met hom die Messias moet aanbid. Hy smeek dan tot God vir hulle redding. Paulus weet wat op hulle wag as hulle nie na die Messias toe draai en gered word nie. Waar staan ons as 'n nasie vandag? Hoe voel ons daaroor? Dink ons daaraan dat 'n groot deel van ons bevolking, die bevolking van Suid-Afrika, nie gered is nie? Wat is elkeen van ons se roeping hierin? Kom ons lees vers 2. Want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hoekom voel Paulus so sterk oor die redding van sy volksgenote? Hy weet hoe vol ywer hulle vir God is. Anders as wat ons vandag om ons sien, het hierdie Israeliete God gesoek. Hulle het alles in hulle vermoë gedoen om by God uit te kom. Paulus is deeglik bewus hiervan, aangesien ons ook sy ywer gelees het voor sy bekering. Handelinge 26 vers 4 tot 5. Al die Jode ken my geskiedenis van jongs af. Van die begin af het ek tussen my volk en in Jerusalem gewoon. Hulle ken my al lankal en kan getuig, as hulle wil, dat ek my hele lewe lank 'n lid van die Fariseërs, die strengste party van ons godsdiens was. Hy was so vol ywer vir God, dat hy selfs die vervolging van die Christene gelei het. Hy was op pad om die Christene in Damaskus te gaan vervolg, toe hy tot bekering gekom het. Hierdie ywer of ziel waarvan Paulus skryf, wys na die passievolle behoefte om God te dien en te aanbid, maar ook daarna om hulle tradisies en gebruike in stand te hou. Paulus skryf ook van sy eie ywer vir die wet. Galasiërs 1 vers 13. Julle het immers gehoor van my optrede toe ek destyds nog 'n aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei. En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestyg, want ek was 'n fanatieke yweraar vir die oorgelewerde leer van my voorvaders. Die periode van 400 voor Christus tot 100 na Christus was die langste aaneenlopende tyd waar die Jode vol ywer vir God was. Paulus sê egter dat hierdie ywer nie gebaseer was op kennis nie. Paulus se vervolging van die Jode was gebaseer op sy ywer om die wet te beskerm van die geloof van Christendom. Die Jode se ywer was om die wet te beskerm, om dit op so 'n manier voor te stel dat almal daarvolgens kan lewe. God het egter 'n ander plan. Hy stuur die Messias, maar die Messias pas nie in by hulle wet nie. Hulle erken hom nie. Hulle verwerp nie net die Messias nie, maar ook die nuwe verbond en die nuwe redding wat Christus bring. Hulle ywer was reg en het gewerk vir die tydperk van die ou verbond, maar het nie ingepas by die nuwe verbond nie. Vers 3. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Die koms van Jesus het 'n nuwe verbond en 'n nuwe tipe geregtigheid voor God ingewy. In die ou verbond moes hulle die wet onderhou om hulle verhouding met God in stand te hou, en dit het hulle met ywer gedoen. Jesus bring egter die nuwe manier. Daar is 'n skuif van wetsonderhouding na geloof. Die ou manier het tot 'n einde gekom met die nuwe manier wat ingestel is. Die Jode het egter vasgehaak by die ou manier, by die bekende. Dit wat vir hulle bekend was egter nie meer God se manier nie. Paulus sê,
dat dit is nie asof hulle nie weet wat die waarheid is nie. Hulle weier net om hierdie waarheid aan te neem. Hulle weet God is geregtig en dat hulle in geregtigheid voor hom moet staan. Hulle hou egter vol dat dit slegs deur onderhouding van die wet verkry kan word. Die gevolg is dat terwyl hulle aanhou om die wet na te streef, hulle nooit in geregtigheid voor God kan staan nie. Vers 4. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word. Dit is net hier waar hulle vasgehaak het en geweier het om aan te beweeg. Christus kom en hy vervul die wet. Hy is nie net die samevatting van die wet nie, maar hy is ook die hoogtepunt van die wet. Die wet was daar om voor te berei vir Christus, om na Christus te wys. Dit beteken egter nie nou dat die wet verval het nie en dat die wet nie meer waarde het nie. Romeine 7 vers 12 en 14. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Ons weet tog die wet is geestelik, maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop. Verder skryf Paulus 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Kom ons kyk net wat Jesus self sê oor die wet. Matteus 5 vers 17 tot 20. Moenie dink ek het gekom om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle. Die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as daar een letter of lettergreep van die wet sal wegval, voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. En daarop kan ek net vra, nou wat nou? Jesus sê die wet moet onderhou word. Christus kom en vervul die wet. Deur in Christus Jesus te glo, is ons in hom. Deur in hom te wees, vervul ons die wet. Die enigste manier hoe ons die wet kan vervul, is deur in Christus te wees, wat reeds die wet vervul het. Dit is hierdie verandering wat die Jode nie wou besef nie. Geregtigheid voor God is nou beskikbaar vir elkeen wat glo. Heidene en Jode het nou dieselfde pad tot geregtigheid voor God. Soos in Paulus se tyd is daar vandag nog mense in kerke en bedieninge wat deur werke probeer om hulle verhouding met God reg te hou. Deur kerkwoning, deur bywoning van ander geleenthede. Hulle kruip daar agter weg en kom nie by geloof uit nie. En dit moet elkeen van ons eie harte ondersoek. Hoekom doen ons wat ons doen? Hoeveel van God se wil en hoeveel van my eie wil is in dit wat ek doen? Die Jode het hierdie stelsel van wette en reëls gehad. Hulle hoop was daarop gefestig dat indien hulle dit na die beste van hulle vermoë kan onderhou, hulle in geregtigheid voor God sal staan. Aan die ander kant het die heidene net 'n klomp gode, een vir elke geleentheid en moontlike probleem. Hulle was nie op soek na geregtigheid voor die een ware God nie. Hulle het nie eers geweet van hom nie. Hulle draai dan van die klomp gode na die een ware God, deur Jesus aan te neem en in hom te glo.
Jesus wat nou die hoeksteen vir die heidene se geloof is nou ook die struikelblok vir die Jode se godsdiens. Volgens die Jode is hulle op koers met die wet en hulle kry dit nie reg om van rigting te verander nie. Die wet is al wat hulle ken. Hulle voel die wet werk goed vir hulle. Hoekom nou van rigting verander? Ons kan dink die arme mense. Hoekom verander hulle nie net nie? Hoekom los hulle nie net hulle werke en neem vir Jesus aan nie? 'n Beter manier sal egter wees om liewer selfondersoek in te stel. Ons kom almal uit werke uit. Is ons heeltemal daaruit en in hoe mate beweeg ons soms weer terug daarin? Is my werke nie dalk besig om my liefde vir Jesus en my tyd met Jesus te beïnvloed nie? Paulus sê, die begin en die einde is ons geloof in Jesus. Niks wat ons doen mag dit aanraak of verminder nie. Uit hierdie geloof spruit hoop en liefde en daaruit spruit ons roeping en dit wat ons moet doen omdat ons lief is vir hom. Pas my en jou lewens vandag in hierdie model in. Ek weet ek kry dit dikwels verkeerd. Hierdie is nie 'n model wat bekommerd is oor wat ander van ons dink en wat ander sal dink as ons iets sê of dink nie. Dit gaan slegs oor Jesus, sy liefde vir ons en ons geloof vir hom. Mag Jesus elkeen van ons seën met liefde en ons geloof versterk. Mag die liefde en geloof uit ons vloei soos lewende water en die rondom ons aanraak. Voor ons saamgesels oor vanoggend, kom ons vat net 'n oomblik en vra die Heilige Gees om vir ons te wys waar ons dalk werke voor Jesus in ons lewens plaas.